Ek het 'n skrif wat ek het vir julle wil lees oor oorwinning. Toe Dawid sy moment kry, en ek wil hê jy moet hoor wat ek nou sê. Ek wil dit pertinent vir jou noem. Die mooiste oomblik in Dawid se geskiedenis was toe Samuel by hom kom en vir hom sê, ek salf jou as koning. Hoor mooi, vanmôre of vanaand in hierdie pragtige gebou is mense nie net gesalf nie. Hier's mense geroep, hier's mense gesalf, hier's mense uitverkies. Ek glo hier's vanaand mense in hierdie kerk wat moontlik geroep is om Suid-Afrika te skud, om Suid-Afrika te bereik. Die Here het eers gee hom 'n hand. Hoekom nie? Hoekom nie? Why can't God do that? As hy 'n herder tussen skape gaan haal het en as koning gesalf het. En ek sien duidelik in my geestesoog hoe dat God hierdie pragtige wêreld, en ek sien soos in die woestyn duine en duine van oorwinning en oorwinning en oorwinning wat hier is. Maar soos die duine so lê, sien ek hoe water oor daai duine heeltyd gestroom kom na hierdie kerk toe, na hierdie plek toe. Ek kan nie hoor dit kom nie. Ek is gister heeldag met dit besig. Ek sê Here, dankie dat ek na gemeente kan kom vanaand waar daar water is en waar daar olie is. Prys die Here. En Dawid, hoor mooi, kry sy oomblik. En ek dink ek kan dit sê dat elke persoon wat nou na my sit en luister, het in 'n dimensie en 'n wêreld in hierdie kerk, in hierdie gemeente gegaan waar God jou gesalf het. Kan ek hande sien wie moet dit nog kry? Kan ek hande sien? Kan ek hande sien wie het dit? Halleluja. So ek praat met die regte. Kan ek 'n hand hoor? Wie het dit? Halleluja. Ek sê jou vanaand, laat hande klap, laat jou hande môre eelte is. Mense, ek is nie Pinkster omdat hulle Pinkster nou het en charismaties nou het en nie Pinkster en nie daai goed wat hulle het. Ek is Pinkster. My pa is dit hier. Ek is met dit gebore. Toe ek in die wêreld inkom, toe kry ek die dokter, hier sit my ma, sy is my getuie. Die dokter het my so aan my voete gevat, toe swaai my om. Ek weet nie, ek kan nie glo, en dan vandag het hulle al hierdie sielkundige goed oor kinders, hoe jy na jou kind moet kyk en nie kyk nie, en jy moet versigtig wees dat hy nie seer kry nie. Toe ek gebore is, toe gryp daai dokter my aan my enkels, en hy maak homself by mekaar, en ek is seker, die dag toe hy my betrek, het hy en sy vrou die oggend 'n gemagtige huweliksprobleem gehad. Want dit kan ek onthou van my geboorte. My ma weet dit net nie. Ek onthou nog. Ek onthou, soos gister. Dit is 55 jaar terug. Onthou ek, hoe ek in die lug hang, my kop, niemand hang Chris Marx aan sy enkels en laat my kop, die arme het die eerste kans met my gevat. Ek kan sy oë onthou. Ek kan nie haat, en sy my ma het nou nog nie sy van vir my gesê nie. Want hulle ken my. En terwyl ek so hang, besluit ek doen niks vir jou nie. Ek sal nie eers asemhaal. Hier besluit ek dinge, en dit wat ook al hy oggend of hy aand en hy man se huwelik, maak hy by mekaar. En vir die eerste keer in my lewe, voor my pa daai voorreg het, slaan my man my, laat ek soos 'n swingbal. Hy het my een klap gegee, toe ek terugkom, toe sien ek, die tweede een kom meer deur. Toe sê ek sal skree, toe skree ek. Wel, nou is ek hier. En toe ek terugkom en hy klap, toe slaan hy mis, maar ek sal dit nooit vergeet nie. Voor hy, onthou, hy kyk so, ek kyk so. Ek kan jou die kleur van sy oë vertel. Hy sien dalk vanmôre vanaand in die.
Want as ek kom kry, mense, hulle wil net nie die naam vanuit, ek sê hulle al jare, ek soek sy naam. Ek sal sy adres kry, ek sal sy vrou kry, ek sal sy kinders, ek sal sy klein, want niemand kan 'n man so slaan nie. Maar toe die dokter my by mekaar maak, vir een of ander rede, toe slaan hy 'n vuur in my agtersteuwe in, en ek het daai krag en eerlikheid tot ek gevul is met die Heilige Gees, en ek is van daar af 'n lewendige man. Is jy Pinkster, ek weet nie, al wat ek weet, hier's 'n vuur wat brandende in my is. Wow! Julle moet daai goed onthou. Ek sê julle net vertel wat net voor dit gebeur het nie. Hier's manne wat aan prentjies dink. As my ma bloos en 'n skoon bloedrooi daar was. Oorwinning. Op oorwinning. Die politiek in Amerika werk so, hulle die reis, tot soos nou maar hier ook, tot presidentsie, dan is die uitdinge daar heeltyd, en ek het eendag vir pastoor Betty gesê, dat dit is interessant, die krag en die power, wat hierdie kandidate vir die oorwinning, van die presidentsie storm, die inisiatief, die energie, die goed wat hulle sê, hulle is ongelooflik dinamies, hulle gee verduidelikings, hulle doen goed, jy kan nie glo, ek meen, julle ken hoe hierdie mense werk, en dan praat hulle debatteer, hulle skel op mekaar, hulle vloek mekaar, hulle gaan te kere, en dan word hy die president, hy kry sy oorwinning, maar wanneer hy sy oorwinning kry, kan hy nie 3/4 uitvoer van wat hy beloof het nie, want die kompetisie vir die oorwinning tot president het hy vergeet, dat as ek president is, lê die eintlike verantwoordelikheid op my, ek moet 'n ding dan doen, ek moet Amerika, ek moet Suid-Afrika, Rusland, ek moet die besigheid in lyn kry, God praat, vanaand met leiers in hierdie kerk, wanneer jy deur hierdie oorwinning is jy gesalf tot koning. Halleluja, sê vir 'n persoon, jy's 'n koning, jy's 'n koningin vir Jesus. Halleluja, prys die Here. Hoor nou mooi, want hier gebeur het nou. Dawid, so oorwinning, jy kan jouself voorstel, ek het baie van daai geaardheid by my, toe hy as koning gesalf is, hoe goed het hy gevoel. Ek dink hy broers van hom het afgechop, en sy pa sê vir hom, Dawid, jy moet nou weer die skape gaan oppas. Toe sê hy, laat Jafet dit nou doen. En hy voel het op sy eerste instructie, gaan jy heen en gaan kyk na die skape. En die ander broer wil nog iets sê, ek sal my leiwag kry om jou uit te sorteer. Ek dink dinge het verander in die huis van Isaai. Baie goed het verander. Maar die Here verstaan, en ek wil nou net hier, en ek gaan nie uitrek nie, ek wil nou net hier met jou praat. Jou oorwinning word bevestig in die teenstand, in die drukking wat jy gaan kry. Hoor mooi, hier is al baie geestelik bloed geloop in hierdie plek. Hier het al baie sweet geloop in hierdie plek. Hier het al baie trane in hierdie plek geloop. Maar ek dank die Here, hier het al kragtige oorwinnings, op oorwinnings. Hier staan net op jou voete. En dank die Here vir die oorwinning, wat hier in Elsburg, in hierdie kosbare plek, deurgebreek het. Oorwinning, op oorwinning, pastoor, oorwinning, op oorwinning, oorwinning, op oorwinning. Ag, kom aan, gee hom net 'n hand, want dit is oorwinning, op oorwinning. Wow, gee hom nog 'n hand. Mense, weet julle, wat het God in hierdie plek gedoen? Ek kan nie sitplekke neem. Ek kan self daarvan getuig, ek voel ek moet dit sê. Seker, ek was seker 31. 30. Toe is ek in ontwikkeling. Ek moes met beleggings en ekonomiese wêrelde werk om vooruitspellings te maak. En allerhande sulke goed.
ek sê 55, dat is hoeveel jaar terug? 24 jaar terug. En 24 jaar terug koop ek daai huis wat net daar staan. Letterlik. As jy daar kyk, daai huis was myne. En ek kry die huis, dis hoekom jy gaan verstaan, wanneer God in materie, wanneer in materie op sakrekenaars gewerk word. En ons kyk ekonomies na goed. En wanneer God begin werk, dan is dit anders as die slim ouens wat in ekonomie werk. En ek het die huis, en ek gaan aan met die huis, uit huurders in, en ek het baie plekke, en onder andere hom, en ek hou vergadering, en ons kyk na die eiendom. En een van my bestuurders sê vir my, Chris, ek dink ons moet die huis laat gaan. Want oor 20 jaar kan die dalk 'n probleem hê. Hoor mooi. En wel, ek verkoop hom teen 'n pragtige wins. Binne 3 maande te verkoop ek hom. En seker 'n jaar terug, 2 jaar terug, Pastoor Nolte, dink ek, het hier ingekom. Sien ek die foto's van hierdie kerk. En ek hoor hoe dat God werk. En ek sien hoe hierdie uitbreiding geswaai het. Toe sê die stem van die Here vir my, en die Heilige Gees, julle het julle berekeningkies gemaak. Julle slimkoppe het om 'n tafel gesit en voorspellings gemaak, maar julle het my nie in gedagte gehou nie, want waar ek in 'n omgewing stap, waar my heerlikheid in 'n wêreld instap, verander batekrag, verander asset value. Ek stoot met daai wêreld en ek stuur arm in, ek stuur ryk in, ek stuur geletterdes in, ek stuur intellek in, ek stuur enige een in daai wêreld. En vanaand kan ek 'n lewende getuie sê, God werk in Elsburg. Baie trane gestort, baie gebid dat dit moet gebeur wat so mooi gebeur. Want daar is 'n oorwinning op 'n oorwinning. Daar is 'n oorwinning op 'n oorwinning. David is so bly. Hy's gesalf as koning. Sy was hoofmeisie in die laerskool. En as ek aan hom wil kwaad hê, dan sê ek, wat ek was mos 'n ander op skool. Dan sê ek vir, jy moet nie jou hoofmeisie streek jy by my kom uithaal nie. Serieus nie. En as ek dan nou eers wil kwaad hê, dan sê ek vir Rottemeier. Dan, ek weet nie, as sy vies is, dan het sy oop daai oomblik brille op wat so kyk. Dan sê ek vir, typies, jy was hoofmeisie op skool, die plan was, die visie was, die missie was, dat jy moes Rottemeier gewees het, tot jy jou in hierdie marks vastgeloop het, jou dae van Rottemeier is getel, jy is pastoor Betty Marks, en ons beweeg, ons doen dinge vir die Here, ons beweeg magtig vir die Here, en sy bekeer af van haar ou jong nooigheid. Ek wil lekker lag sien, sê ek, wat as hoe laat lag, broer, lag jou vrou nog? Wel, ek neem aan nie kwalijk as hy nie lag. Ok, liefde. Sy oorwinning was wow. Maar David dink, dit is sy oorwinning. En die Here sê nee, ek gaan vir jou oorwinning wys. En God gee nie vir David, hy vat hom nie in die kruit. En hier is iemand of mense wat al gesê het, die woord van die Here sê, hy sal jou nie bo jou kragte versoek nie. En die Here het al genoem en gesê, nee, ek is daar. Ek is daar. Daai stuk kan nie waar wees nie. Ek is ver, bo my kragte versoek. God sê, ek kry jou reg vir die geveg van gevegte. Ek kry jou reg vir die oorwinning van oorwinnings. Jy sal nie glo wat met jou kan gebeur nie. En die Here besluit, David, jy need victory. You need victory. Well, hallelujah, what a thought. Jesus full salvation bought. Oh, it's victory. Oh, victory. Well, I have peace and joy within, since my life is free from sin. Oh, victory.
Oh, victory, sweet victory. Well, hallelujah, I am free. Jesus gives me victory. Glory, glory, hallelujah. Well, it's all in all to me. Well, victory, oh, victory. And hallelujah, I am free. Jesus gives me victory. Glory, glory, hallelujah. Oh, it's all in all to me. Oh, yes. Hallelujah. En die Here gee vir Dawid vir Goliat. Nee, hy gee Goliat vir Dawid. Goliat, ag, kom aan ouens, hy was 'n groot ou. En jy voel, Here, jy stuur Goliat vir my. Die Here het jou dalk nie 'n Dawid ook gemaak nie, weet jy dit? Alhoewel jy dalk so 'n bietjie van balans af voel. Die Here het jou die klip gemaak. Jy's seker op pad om iets tussen die oë te tref. Maar jy hang so 'n bietjie tussen niks en nêrens. En as jy dalk wakker word, you're on the right route. You're on the right route. As jy tref, gaan groot goed val. Jy's die klip wat uit die ketting kom. En iemand gaan vandag val. God wil net hê jy moet koers hou. Jy kyk nie links nie. Jy kyk nie regs nie. Jy kyk nie oor jou skouer nie. Jy hit die target. Toe die Here jou uit die ketting, ag, ek weet dit was 'n slingervel. Uithaal. Toe stuur hy 'n klip, jy's dalk daai klip. Want die rots, Jesus word met 'n rots vergelyk. En hy gee vir Goliat. En Goliat was 'n groot man. En ek wil iets vir jou sê oor Dawid se uitdagings. Mense, ek wil net hê, dink gou in jou kondisie. Dank die Here as jy baie het om oor dankbaar te. Dalk is jy moontlik gesond. Sê net dankie Here, steek dit op jou hand. Dank die Here. Dit is genade as jy gesond is. Elke dag wat jou liggaam, dank die. As jy finansiëel alright is, jy's wel af, jy kan aangaan met jou lewe. Dank net die Here, dit is genade. Maar ek praat, daar kom 'n tyd in sommige se lewens wanneer die pressure op 'n stelsel is en jy skielik vir die groot feit van jou lewe staan. En Elsburg, dis waar God jou na 'n tweede heerlikheid toe vat. Hier kom heerlikheid. Ek voel dit terwyl ek dink nou is dit die trek wat hier is dit hierdie lekker ventilasie en kort kom ek agter, nee, dis die heerlikheid van God wat in hierdie kerk is. Hier is 'n special kragtige moment in hierdie kerk. Goliat was 'n groot man en Dawid het moed gehad. Maar dit is wat het God gekos het om vir Dawid regtig 'n oorwinning te gee. Ek wil net iets noem. Jy voel dalk ek raak negatief. Ek raak ongelowig. Hoor mooi, Dawid het God raak gesien. En ek gaan vanaand bid dat jy in oorwinning triomfantlik gaan toetree tot jou situasie. En jy sal ek staan op getuienisse wat gelewer kan word. Getuienisse wat, weet jy hoekom hy nou dit gedoen het? Ek staan op getuienisse wat gelewer kan word wanneer die Here van die leerskare gaan toetree. Hoor mooi, getuienisse. Sê vir die persoon, skree som aan die agterkant. Getuienis. Hy het vir Goliat aan Dawid gegee. En jy ken die verhaal. En Dawid oorwin. Hoor mooi, hy oorwin vir Goliat. Hoor jy, hy oorwin. My broer daar, God gaan vir julle nog oorwinnings op oorwinnings gee. Hou aan met die goeie werk waarmee julle besig is. Daar is magtige belonings vir dit wat God vir julle instoor het. You on the right track. Halleluja. Gee die Here 'n hand vir hy kragtige, pragtige mens. Hy kry nog 'n kleintjie, 'n liggewigsaak. 2 liggewig sake wat Dawid kry. Lightweight fights.
Die een was Goliat, en dan was daar Saul, sy skoonpa. Nou in Suid-Afrika praat ons maar altyd van skoonma, maar het lyk vir my in die kultuur van Israel, as jy 'n skoonpa gehad het, veral as jou skoonpa die koning van Israel is, vermoedelijk het hy Dawid vir 17 jaar rondgejaag, 14 tot 17 jaar, in die veld, julle ken die verhaal, en Dawid oorwin, liggewig, featherlight. Saul was ook 'n groot man, hy was net so bietjie kleiner as Goliat. En Dawid oorwin hy saak met wysheid, en hy word die koning van Israel. Nou moet jy fyn hoor, God wil jou by die heavyweights inkry. Hy wil jou by die swaar gewigte inkry. Wie is reg vir die swaar gewigte? Die manne wat slim. Die swaar gewigte. Goliat was nog verder, wat veergewig. Ja, hy was featherweight. Saul was featherweight. Was liggewig. En God reël dat Dawid sy grootste oorwinning moet plaasvind. En weet jy wat doen God? Hy gesit in Mike Tyson de laks reg, met Muhammad Ali gekruis, saam met Etzebeth. Hy het vanoggend en Botha burger, die groot bakkies, burger, potato, hulle burger en bakkies, allemaal ewig groot, hulle verjaar ook op dieselfde datum, dieselfde jaar gebore. Die Here sit die hele lot by mekaar. En al wat hy doen is, al wat God doen is, met een van die grootste gevegte, wat hy vir Dawid stuur. Hy laat in Dawid se buurman, se tuin, 'n dame buite bad. Daai man het Goliat verwoes. Hy het sy kop afgekap en hy het met sy kop rondgehardloop. Hy het sy skoonpa polities in die paleise uit en hy koning geword, totdat God vir Dawid sê, is jy reg vir 'n ware oorwinning nou in jou lewe? En die woord van die Here sê, en Dawid het op die dak van sy paleis rondgeloop, en onder in 'n tuin het hy 'n dame met die naam van Bathsheba gesien bad, en toe hy haar klaar gesien het, toe maak hy man se knie net so. En Dawid kry toe sy onder die swaar gewigte. Pastoor, hoe kry jy dit? Ek waarborg jou. Dis nie Goliat. Daai dame was nie Goliat se vergelyking nie. Sy was nie Saul se vergelyking nie. Sy was nie jou speelmaat nie. Sy het met 'n strategie gewerk. Sy het met 'n plan gewerk. Want hoor mooi, Dawid moet 'n oorwinnaar wees. Maar vir 'n oomblik, hy man val so ver. Hy pleeg tot moord. Hy doen allerhande wille goed. En hy gryp die vrou, en hy vat haar, maar hoor nou mooi, op pad na jou oorwinning toe, op pad na jou wêreld, van deurbrake toe, kan dinge dalk skeefloop, kan ek dalk verkeerde besluite neem, en ek wil vanaand met manne en vroue praat, wat dalk voel, Here, ek gooi 'n tou handdoek in, ek maak klaar van die ellende, en my besluite, verkeerde besluite, hou nie op nie, God draai vanaand jou verkeerde besluite, in die regte koers, tot eer van die Here van die leerskare. Die geskiedenis en materie bewys dat hierdie strateeg, hierdie genies se grootste geveg was Bathsheba gewees. En hy het dit verloor op aarde. Maar Bathsheba was deur God georkestreer ter wille en te midde en vir die doel van Christus. Dawid het 7, hoor mooi, ek gee hier, hoor mooi, wanneer hier, hulle sê met 'n herlewing, is daar altyd ook 'n verwarring, dan is daar altyd die mekaar goed, jy moet partykeer hier kinderstories doodslaan, partykeer waar ouens hier hardloop en skeer met die kerk, ander ouens raak, vang jy hier in die kroeg, en dan sy op die kerkraad, en jy weet nie wat gaan, en bewys het met elke herlewing, is die duiwel ook net so los, soos wat kan gebeur, maar ek dank die Here, die plan van Jesus Christus, sal in hierdie kerk ten volle gebring word. Dawid het 7 vrouens gehad,
15 kinders by hulle, en nog by vroue, en nog ander kinders. En God kyk na al die vrouens, en hy kyk na al die kinders, en hy sê, ek sien nie een kind, wat die troon kan opvolg. Hoor mooi, wat die troon kan opvolg, wat die water en die bloed kan vat, tot by Golgotha nie. So jy moet nou vir jouself vra, hier is nou wiskunde, was dit van die duiwel, of was dit van God? Absalom het later deur mekaar geraak, want hy kom agter, hy's in 'n hoek, want die oë van God het oor 'n magtige familie gegaan. Hoor mooi, God roep jou, en jy gaan vir hulle haal, hier buite, jy gaan vir hom uit die hole uithaal. Al is hy 'n moordenaar, al is hy 'n dwelmverslaafde, al is hy wie weet wat, jy kry hom in die kerk, want jy weet nie of 'n magtige plan van God agter daardie die mekaar saak sit nie. God praat met jou vanaand, jy onderskat jouself nie, jy is in die hande van die krag van die Heilige Gees. Toe God se oor 'n familie gaan, en hy kyk, toe sê hy, nee Dawid, jy het verkeerd getrou. Jy het 1 keer getrou, kinders, nee. 2 keer, nee. 'n byvrou, nee. Nog 'n vrou, nee. Die man bly verkeerd trou. Kyk broer, suster, ons is 'n land soos ons kultureel is, ons vat 'n man en ons vat 'n vrou. Maar jy weet, as jy daarom 5 vrouens getrou het, en het 15 kinders, dis die hoofvrouens, gekry, en God kyk na hulle, en hy sê, ek sien nie uit een van hulle, waar ek 'n lyn kan oopstamp, tot in Golgotha nie. Dan moet jy weet, daai man het verkeerd getrou. Is dit moeilik vir ons manne hier in ons tyd en kultuur? Jy het 1 kans, broer. Jy het 1 kans. En jy moet raakslaan. En ek sê nou die dag van die Here sit in 'n dom, onnosele jong man van 19, die plan, en 'n dom meisiekie, no offense, van 17 of 19, hulle maak 'n besluit. Pa, ma, ek en Jannie trou oor 3 maande in daai kapel. Dan moet pa net daar R60,000 uithaal, want hulle sê hulle het liefde gevind. Dit is okay, ek's 'n filosoof. Hy's 21, sy's 19. Mense, Dawid het 5 keer verkeerd getrou, 6 keer, 7 keer. Batseba was die 8ste een. En nie een van die kinders was volgens God se plan nie. Julle Peter in Suid-Afrika, jy trou reg, waar's die jong manne? Kan ek wat tog betrou? Is die jong manne? O broer, kom hier, laat ek vir jou bid. Jy moet sê gou vir my, het jy 'n meisie? Waar is hy? Kan jy gou reël dat iemand haar bring terwyl ons dit doen? Ons sal check. Kan sy, ek sê rustig, bring haar, bel haar. Laat haar pa bring. Laat ons sommer die pa nie maak kyk. Jy het 1 kans, my broer. My broer. Staan op, laat hulle net vir jou, staan net op. Steek julle aan, ag sê Here, wees hierdie man genade. Padonkie broer, sit terwyl jy kan sit. Skop jou, jy kan slaap, jy kan nie doen wat jy wil, ek sê jou vergewe en vergeef. Mense, jy het 1 kans. Dawid, 7 vrouens, 15, belangrik, die ander kinders, hy het baie ander kind, sê die Here nee, en hy sorg dat hy in 'n kruit beland, teen die magtigste wese, wat in sy lewe, weet dat Dawid het, was so gevegter, die geskiedenis sê, as hy in 'n oorlog uitgetrek het hy voorgejaag, ek gaan met permissie sê, hulle sê dat die vyand, as hulle sien Dawid, hy was 'n ongelooflike groot man ook gewees, en 'n perd gehad wat skrik vir niks, dan het hy baniere gehad wat leeu's opgehaat het. Hulle sê dat as hy op jou afgekom het, dat die soldate wat hom approach het, met permissie gesê, ek sal nie grafies raak nie, hulle mage het losgegaan. As daai man op jou afgekom het, hy het 'n rooi kop gehad, reken hulle, en sy oë deur jou gekyk, daarom het hulle gesê, Saul het sy duisende, wat Dawid het sy 10,000 verslaan. Hulle sê dit was 'n nagmerrie, wat op jou afgekom het, as daai man met 'n swaard, hy het met die swaard van Goliat ook geveg. Hoor mooi, hoekom ek, broer, jy moet mooi luister na elke woord wat ek sê, en hy stuur net so,
poppie wat daar bad in die tuin. Nou sê hulle Batseba, hulle skryf oulike boeke en die mense kry jammer, het nie daai plan gehad nie. Sy het nie geweet sy bly langs 'n koning nie. Sy het nie geweet dis 'n paleis wat hier langs is nie. Dis 'n ryk ou met 'n double story. Was sy nee. Hulle sê sy het nie dit geweet. Sy was 'n victim in die hande van 'n narcis. Wel, David, jy het geval, broer. Haar man is dood, kom ons los die detail, die walglike detail. En die enigste keer wat David retireer in 'n groot fout wat hy gemaak het, is toe hy vir Nathan die profeet sê, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak. En toe hy sê ek is jammer, toe sê hy vir Batseba, nou sê jy prinses. Halleluja. Maar God manne en vroue optel. Een van die goed wat die kerk en die man en die vrou in die kerk die meeste teen die planke sit. Hoor mooi, as hy 'n fout of 3 gemaak het, kom hy nie en hy kry nie weer opgestaan nie. As hulle 3 keer van hom gepraat of geskinder het of ou bruggie laat gaan het, kry jy hom nie weer opgestaan nie. David het die kuns geken om van die canvas af op te staan en te sê ek is reg vir die geveg. Bring die duiwel, bring alles. Ek gaan oorwin. Ek gaan oorwin. Ek gaan oorwin. En ek begin klaarmaak. En hy sê die God sê hierdie kind wat jy by haar het, gaan sterf, hy sterf. En uit haar uit kry 5 kinders. Hoor mooi. En Batseba, op die dag van Dawid se sterfbed, 7 vrouens, allerhande kinders. Nee. Jy sit hier en jy dink ek het daar foute rekord oor die tou gedra, noem dit. Al die goed, hoor nou. En die oë van God dwaal na Dawid se huwelik met Batseba. En in Batseba se geslag lê 2 seuns. Die een is Salomo. Kan jy dit glo? En die ander een is Nathan. Nog ander kinders. Salomo. En toe Dawid op sy sterfbed lê, toe sê die ander broers, ons kan nie dat Salomo 'n koning word nie. Want hy kom uit 'n gebroedsel uit. Maar God sê, Salomo sal die troon bestyg. Batseba sê vir Dawid, my seun Salomo sal die troon bestyg. Dawid lê op sy sterfbed en hy sê, julle laat Salomo koning word. Die kind by die vrou wat julle nie van hou nie. Die kind en die halfbroer wat julle haat. En Salomo word 'n magtige koning. Julle ken die geskiedenis. En omtrent 1000 jaar later, toe word Jesus Christus gebore. Oorwinning, op oorwinning, op oorwinning. Weet jy net voor hierdie saak wat sê God vir Dawid? Die troon sal nooit van jou afwyk nie. Hy sal vir ewig staan. Toe dink 7 ander vrouens en kinders, dis ons. Toe gehaal die Here uit 'n bad uit langs die buurvrou en hy sê, uit hierdie geslag sal, hoor mooi, tot in alle ewigheid sal die troon van Dawid oorwinning, op oorwinning, op oorwinning, op oorwinning, op oorwinning. 1000 jaar later plus minus, in Bethlehem staan, toe lê daar die verlosser en sy stamboom gaan terug tot by Salomo, Batseba. Maria, die een uit wie Jesus kom, sy register hardloop en hy gaan eindig by Batseba se seun. Hierdie ding is nou baie bad. Hy eindig by Batseba se seun, Nathan. En 2 broer met die ma van Batseba gaan en sal die lyn
van Jesus Christus dra. Dit was met sy geboorte, dit was met sy kruisiging, dit was met sy opstanding, en dit sal vir ewig en vir ewig en vir ewig wees. God het jou nie geroep vir terugslaan nie. Hy het jou nie geroep vir nederlaan nie. Hy het jou nie geroep dat jy moet terugsit. Die kerk is 'n oorwinningskerk. Ek praat van oorwinning, op oorwinning, op oorwinning. My baby kan nie kom speel, staan op die voete. Ek maak klaar. Ek wil nie, ek gaan nie 'n uitnodiging, ons hierdie mic het gegroet. Ek gaan nie 'n uitnodiging gee nie. Ek wil net, is jy reg, steek jou hand op vir 'n oorwinning, op 'n oorwinning. Weet jy wat kan God alles in hierdie plek nog doen? Weet jy dat hier kan uitgebreek word, hier kan plekke gebou word, dat het sal oor Suid-Afrika weer klink van dit wat hier begin is. Halleluja. Ek klein dit in die naam van Jesus. En ek wil vra, Pastoor Nolte, wil jy kom staan? Jy het nou is dit 'n bestuur van jou wat saam met jou uitgekom het. Hierdie ding is 'n bestuur van jou. Kan hulle om jou kom staan? Daai pragtige bestuur wat saam met Pastoor Nolte kom staan het om hom. Oorwinning op oorwinning. Halleluja. Oorwinning op oorwinning, op oorwinning, op oorwinning. Daar sê, maak 'n draai, maak 'n sirkel. Halleluja. As die broers wat gym, wat bietjie by die gym is, daarso. Weet julle daar sê, weet julle dat die gym, as jy met eisters werk, dan praat hulle van failure. Jy beskadig die muscle. Byvoorbeeld as jy die bicep oefen, beskadig jy, skeer jy die muscle. Dan stuur die liggaam reparation na die muscle. Verstaan nie wat ek sê? Dan stuur die liggaam reparation na die muscle toe. Vir oorwinning op oorwinning. Halleluja. En later sien jy daar loop, daar's die dame, daar's die. Ja, bring die kinders, bring almal. Dan stuur die liggaam die syne vir 'n nuwe oorwinning. Eindelik kry die liggaam seer. Maar wanneer hy die syne deurstuur, word die liggaam op sy sterkste. Yes. Halleluja. Wie is die voorbidder hierso? By broerie, ek wil hê jy moet bid, maar dis die konteks, dis die tema. God stuur, hy's besig met 'n mag, die water roer. Maar daar's 'n oorwinning. Paulus praat van 'n man wat tot in die 3de hemel wegryk. En ek kan aangaan. Hebreërs praat van die kragte wat nie van hierdie teenswoordige werk van die heerlikheid van God is. Die Here is besig om Elsburg soontoe te vat. En hy bid vir hierdie kosbare leier, vir sy eggenoot, die moeder van hierdie gemeente, vir hierdie bestuur. En ek vra dat hierdie gemeente julle hande na hierdie pragtige mense uitsteek. Oorwinning, op oorwinning, op oorwinning. Prys die Here. Dierbare hemelse Vader, ons kom vanaand hier by mekaar. Here, en ons skakel in by mekaar en ons sê, Here, niemand en niks sal hierdie ketting breek nie, Here. In die naam van Jesus, ons dra vanaand ons herderspare nie op. En ons sê, Here, hulle loop voor. En Here, ons is hier om hulle arms omhoog te hou. Here, en ons roep dit vanaand. Halleluja. Dit wat nie bestaan nie, asof dit bestaan vanaand. En ons sê vir U dankie vanaand, want ons weet U is 'n God wat niks sal sê en nie iets aan ons sal doen nie. En daaroor roep ek vanaand en ek sê, Here, salf hulle. Here, en ons as gemeente wil by hulle inskakel en sê, Here, daar waar nog niemand van iets gesien het nie, dit het U vanaand vir ons kom gee. En ons eer U vanaand daarvoor. En ons loof U daarvoor tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Ek wil hê, jy moet net so staan terwyl ons, julle ken hierdie ene. En ons, hierdie is 'n ou koortjie. Maar julle gaan hom sing, julle maak hom niet. Want daar is 'n kragtige oorwinning voor. Gemeente, julle sing dit saam. My broer hier, ek wil dit net 'n tweede keer. Die Here sit vir jou in 'n mooi wêreld in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hierdie pragtige kosbaar is dit jou moeder wat saam met julle gekom het. Jou oorwinning is nog aan die uitrol. You be surprised. Jy gaan verbaas wees
hoe pragtige dinge lyk. Halleluja. Daar's oorwinning voor. Pastoor, maar ons is in oorwinning. Die oorwinning is wanneer jy by die wêreld kom waar jy nie kan swem nie. En wanneer die olie uit die grond uitkom en mense sê, wow, we can't believe it. Hallelujah.